Welkom in die huis van die Here, dis lekker om hier te kan hê. Dis 'n besonderse oggend in die kerk van die Here Jesus. Amen. Opstandingsoggend. Jy weet, Paulus skryf by geleentheid aan die Korintiërs en hy sê, as Christus nie opgestaan het, dan is ons hele evangelie te vergeefs. Dan is alles wat ons doen, dit niks beteken nie. Dan was dit maar net nog soos 'n ander godsdienst wat 'n God het wat dood is en wat niks beteken. Maar ek dank God vanmôre, die derde dag môre toe stap hy die graf uit. Amen. Triomfantlik oor dood en hel. En die Bybel sê hy sit in die regterhand van die Vader. Ja. En hy tree vir my en jou in. Is dit nie my? Mag gee net die Here 'n lekker woord. Ons gaan vanmôre wat ons bid vir ons. En vir ons mense, baie van ons mense wat griep het en bronkietes het en al die snaakse goeders het. En ons gaan net vanmôre vir die Here vra om by hulle stil te staan. Daarna gaan ons wag vir die oggendofferandes en tiendes. Baie dankie vir almal wat so getrou het tiendes en offergates gee. Jy weet, die Bybel sê as jy nie aan die geringste gehoorsaam kan wees en jy kan God nie vir jou gee nie. My kinders weet, ek leer nou altyd, God gee vir jou soveel as wat jy mee kan vertrou. Ja. En as hy jou nie kan vertrou met sy tiende nie, onthou, dis nie jou tiende nie, dis sy tiende. Dit behoort nie aan jou nie. Ek praat nooit oor die goed, ek voel ek my vanmôre te doen. Onthou as hy bring die tiende na die skat, hy sê, kyk, die Engels Bybel sê so mooi, hy sê, try me. Yeah. Try me. And see if I won't open the windows of heaven upon you. So ek wag vir ons offerandes en tiendes by die eerste koortjie. Jy sluit die oor, daar waar jy sit. As jy vanmôre siek is in jou liggaam, sit met jou hand daar waar jy siek is, daar waar jy seer en daar waar jy verkoue of griep het. Vader, wat 'n voorreg vanmôre ons gaan instap in die allerheiligdom van God in. Dankie Here dat ons vanmôre toegang het tot voor die troon van God. Jy die woord sê, die troon van genade is waar ons kan heen gaan, Here. En dankie dat ons vanmôre kan vra dat U in die eerste plek, Here, ons wil kom seën in hierdie diens. Ek bid dat U by elke persoon in hierdie plek, elke man en vrou, seun en dogter sal kom stil staan en op 'n besonderse wyse, Here, U Gees op ons uitgee. Lord, I want to ask you, Lord, that you will pour the heaven upon us and let your glory just fill this place. Let your spirit come like a mighty rushing wind and just flow through this place in the mighty name of Jesus. Vader, ek bid vanmôre vir hulle wat siek is. Selfs vir hulle vanmôre dalk net op Facebook kyk, Here, wat vanmôre bid. Here, die woord sê, die duiwel is gekom om te steel, te slag en te verwoes. U maak nie siek, U maak gesond, Here. Ons dien 'n God wat gesond maak. En daarom kan ek vanmôre die krankhede bestraf in die naam van Jesus. En ek vra, Here, dat U nou by mense sal stilstaan en nou sal aanraak, want die woord sê, deur die wonde het daar vir ons genesing gekom, Here. En ek vra nou dat U by mense sal stilstaan en ons gesond sal maak, van hulle hoof tot by hulle voetsole vanmôre, Here. Vader, baie dankie dat ons vanmôre lofoffers aan U kan bring. Dankie dat ons vanmôre net so 'n bietjie U kan worship, Here. We just want to celebrate You, Lord. And we want to come before Your throne today, and we just want to cry out that we love You so much. You are the center of our being. You are the breath that we take. And we just want to worship and praise You today. Dat die Here soos Psalm 22 sê, just come and set Your throne in our midst, Lord. Hierdie woord sê, leef onder die lofsange van die volk. En dankie vanmôre vir tye soos hierdie. Here, reg oor die wêreld heen, waar manne en vroue vanmôre in die kerk is om die opstandingsoggend te vier, Here. En ek vanmôre bid dat die krag van die Here op plekke sal uitbreek, Here. Herlewing op plekke sal uitbreek in die naam van Jesus. Hier by ons, Here, ons soek herlewing. Ons soek die werk van God se krag en God se Heilige Gees. Elke man wat sal staan om die woord te verkondig, Here. Maak nie saak vanmôre wat sy denominasie is nie. Here, bid ek vanmôre die salwende krag van God se Heilige Gees van die besit sal neem. En dat die woorde sal spreek in die hart van God uit. En ons dank U daarvoor.
Amen, amen. Kom ons gaan staan, ons gaan lekker sing tot eer van die naam van die Here. These are the days of your life. There is the word of the Lord. These are days of service, fullness, righteousness, being restored. And those days are days of the trials, of man and darkness and the woods, the desert, lies in there. I know
Light this fire inside me. Like Moses I see. Your love from man's head. Your power always prevails. You feel behold the Lord, He's put on the mountain, the vision of power and light. Every eye will see, the darkness will flee. Sailed on back, for righteous He had all His word. I got my life, majesty. Your power always prevails. You feel you're the same God, Lazarus breathed the same. God brought heaven to me, you're the same. Oh, let's sing this song first. You're the same God, let me see you're the same God, let me see you're the same. Always say you're the same God, let Lazarus breathe. You're the same God, brought heaven to me. You're the same. Always the same. I'll keep it up. Glorifiziamo. Down on my knees, surrendering all, surrendering all. Find me, glorious glory, desperate for you. Desperate for you, I surrender. I surrender. I want to know you more.
Enrich my soul, mercy and grace on all, hunger and thirst. Let's go. Hunger and do you feel the power of God in this place? On straight line, I want to hear my cry. Speak to me now. Speak to me now. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you. Here I am. Here I am, down on my knees, surrendering all, surrendering all. Find me here, Lord, draw me here, desperate for you, desperate for you. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know. Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. What's it do? Like a rushing wind. Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm. Like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. I surrender. I want to know you more.
find it's not too busy to hear your heart's cry. It's round by the morning, your peace you survive. Reach out and touch the Lord, He that is mine. Reach out and touch the Lord, as He that is mine. You will find it's not too mercy to hear your heart. Please rest by this moment, will please you. Reach out and touch the Lord, as He passes by. Just want to reach out and touch you. Thank you for being in this place. Thank you for your presence. Thank you for hearing our cries. Thank you for our worship. Reach out and touch the Lord, as He passes by. You will find it's not too mercy to hear your heart cry. He's passing by this moment, your peace to survive. Reach out and touch the Lord, as He passes by. Reach out and touch the Lord, as He passes by. You will find it's not too busy to hear your heart cry.
Sê dit vir iemand naby jou. Ek is bly jy is hier. Jy is op die regte plek. Iemand die Bybel gebring het, kan ek blaai na Kolossense, die 2de hoofstuk, en daar vanaf die 13de tot en met die 15de vers. Ek gaan met die praat vanmôre oor the final blow. Kolossense 2 vers 13. You were once dead because of your failures and your uncircumcised, corrupt nature. But God made you alive with Christ when He forgave all your failures. Sê dit vir iemand naby, you are forgiven. Amen. He did this by erasing the charges that were brought against us by the written laws of God He has established. He took the charges away by nailing them to the cross. Verse 15. Then Jesus made a public spectacle of all the powers and principalities of darkness. He stripped away from them every weapon and all their spiritual authority and power that accuses us. And by the power of the cross and the resurrection, Jesus led them around as prisoners in a procession of triumph. He was not their prisoner, they were His prisoners. Tot sover. Mag die Here sy woord seën. Vader, onvoorwaardelik, Here, sit ek myself in die hande. Ek verklaar vanmôre, Here, dat ek net 'n spreekbuis in die hande is en dat ek net wil praat wat U vanmôre vir my sê, dit wat U op my hart kom sit het, Here. Dat ek dit vanmôre sal oordra aan hierdie uitgeleese gesigte mense, Here. Dat hulle vanmôre sal besef ons God leef. Dat ons sal vanmôre besef, Here, ek is meer as 'n oorwinnaar deur Christus Jesus wat my krag gee. Dankie vanmôre, Here, dat ek weet dat die salwing van God se Gees reeds op my rus. En ek vra dat die krag van die Here vanmôre deur elke man en vrou sal beweeg. Here, ek neem elke gedagte gevange tot gehoorsaamheid aan die Gees en aan die woord. En ons bring aan U die eer en die lof. En die gemeente sê amen en amen. Verse 13 and 14 speaks of where we were, who we was. We were sinners doomed for hell. But on Friday we heard of the great exchange that Jesus did on the cross of Calvary, even started in the boardrooms of heaven at the beginning of time. He made us His children. He forgave us our sins and our trespasses by nailing it to the cross in the body of Christ. Besef jy vanmôre dat jy 'n kind van God is? Ek is nie 'n Christen nie. Christen is elkeen wat glo in die Bybel. Elkeen wat weet Jesus is die seun van God. Maar 'n kind van God is iemand wat in verhouding met God staan. Iemand wat 'n dag en 'n datum in sy lewe aangebreek het, wat hy sy knieë voor God gebuig het, wat hy Jesus aangeneem het as sy persoonlike saligmaker, wat sy naam geskryf is in die boek van lewe en wat God ons sondes weggewas het. Dis 'n kind van God.
still so many times we struggle with Satan. Ek weet nie of jy ook so is nie, maar ons stoei partykeer. Wanneer jou vyand kom gooi partykeer goed op ons. Ag, hoeveel keer sal die vyand probeer 'n hou vas op ons kry? Hy sal probeer om baie keer vir ons te kom vertel, weet jy wat, jy's nie regtig 'n kind van God nie. En wanneer ons foute maak, ek glo ons almal maak nog foute, want ons is nog mense. As jy nie foute maak nie, jy wys my hoe. Ons almal maak nog foute. En wanneer ons foute maak, is dit so maklik vir jou vyand om te kom en ons te oorweldig met skuldgevoel. Ons te oorweldig met die idee dat ons nie regtig aan God behoort nie. But Jesus, through His blood, through the cross of Calvary, through the resurrection, He already administrated Satan to a total loss, an unreversible defeat. Ek wil net besef vanmôre dat die feit dat Jesus Christus opgestaan het die derde dag môre het gemaak dat die vyand geen houvas meer op my het nie. Die vyand het geen sê op my meer nie. Because the defeat of Satan was irreversible. Hy kan nie kom en sê, nee, maar kom ons probeer weer nie. He's defeated. En alhoewel ons weet dat die vyand ons vyand is, sê die Bybel vir ons, hy loop rond so brullende leeu en hy kyk wie hy kan verslind. Met sy leuns kom hy na ons toe, kerk van die Here, en hy probeer die autoriteit wat ek en jy oor hom het, probeer hy wegvat. Want jy sien, ek en jy, ons gaan nou daarby kom, ek en jy het vanmôre dieselfde autoriteit wat Christus het. Want die Bybel sê vir my, ek sit in die hemele saam met hom. I have the same authority over Satan and over all his works. Die Bybel sê, ek het jou die mag gegee om op slange en skorpioene te trap en oor al die werke van die vyand. Dis wie ek en jy vanmôre is. En weet jy wat? Daar's niks wat die duiwel daaraan kan doen nie. Behalwe om met jou koppie te toer nie. Behalwe om met vir jou te kom vertel in jou gedagtes en in jou gewete, ja, ek weet nie so mooi nie. Sien ek, sy groot plan is om twyfel by die kerk te kom saai. Maar ons stryd teen die vyand is 'n werklikheid. Al is hy verslaan, sal hy nog alles in sy vermoë doen om u en vir my te verslind. Die Bybel leer dit vir ons, hy sê ons worstelstryd is nie vlees en bloed nie. Maar teen die owerhede, die magte in die lig. Die Engelse Bybel sê so mooi, sê, for we wrestle not against flesh and blood, but against the principalities, against the powers, against the rulers of the darkness of this world, against the spiritual wickedness in high places. Maar dit is tyd vanmôre dat die kerk sal besef op hierdie opstandingsoggend dat Jesus die vyand verslaan het. Maar
Maar jy sien aan die einde van die dag is daar 'n groot geheim wat ek vanmôre aan u wil oordra. Jesus het net die vyand verslaan nie. Maar die geveg wat hy geveg het met die vyand en die oorwinning wat hy met die vyand gehaal het, was nie in die geheim nie. It wasn't behind closed doors. Jesus het openbaar hierdie vyand verslaan. Jy sien, nadat Jesus sterf aan die kruis van Golgotha, ek wil net so vinnig vir iets inbring vir die wat dit dalk nie weet nie. Mense praat baie keer van Jesus was 3 dae dood. Jesus was nie 3 dae dood nie. Jesus was 3 dae in die graf. Is daar iemand wat hoor wat ek sê? Jy sien, maar terwyl hy in die graf was, het hy die sleutels van die dood en die doderyk by die vyand gaan haal. Terwyl hy in die graf was hierdie 3 dae, het hy die vyand op sy eie terrein gaan aanvat en hy het oorwinning verklaar en die vyand gaan verslaan op sy eie terreine en die sleutels van die dood en die doderyk het hy gevat en hy het getriomfeer oor elke helse mag. Die Bybel gaan self so ver dat hy sê hy het vir die mense in die doderyk gaan preek. Het jy dit geweet? Jy sien, dis die regverdige God wat ons het. Dat hulle wat onder die wet gesterf het, het hy 'n tweede kans gaan gee in die doderyk om genade in hulle lewe te kry. So in hierdie 2-3 dae wat Jesus in die graf was, kerk van die Here, was nie 3 dae wat hy in die graf dood was nie. In hierdie 3 dae was hy besig met evangelisasie. Come on. Jesus was besig om kerk te hou binne in die graf, binne in die hel, binne in die doderyk. Was Jesus besig om kerk te hou, as ek dit in ons eie taal vanmôre kan stel. But when we read our chapter this morning, the verse, we see that Jesus gave him the final blow. Jy sien, as alles net daar in die graf gebeur het, en as alles net daar in die doderyk plaasgevind het, sou die vyand dit nog kon probeer wegsteek. Sê maar, ja, weet jy, daar was nou 'n bietjie technical problems. Het jy al gehoor partykeer wanneer 2 boksers in 'n geveg betrokke raak? Maar na die geveg, die ou wat verloor het altyd verskoningetjies. Ja, jy weet, ek was nou nie so lekker op my beste vandag nie. Ons sal maar weer moet rematch. Ja, weet jy wat? Hy het my geliberty. Hy het my skelm gevang. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, kerk van die Here, as dit net in die doderyk plaasgevind het, hierdie geveg tussen Jesus en hierdie vyand, en hy die vyand oorwin het, kon die vyand dalk hierdie goed gesê het. Maar luister wat sê die Bybel, ons skrifgedeelte wat ons gelees het. Hy sê, then Jesus made a public spectacle of all the powers and principalities of darkness, stripping away from them every weapon they had and all the spiritual authority. Besef jy vanmôre dat die vyand het eintlik geen wapens nie. Maar ons is partykeer so bang vir die duiwel, ons sidder partykeer. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, I've got the powerful weapons. I've got the blood of Jesus. I've got the name of Jesus. Ek het hierdie ontsaglike wapens waarmee ek die vyand kan verslaan. En die vyand het nie een wapen nie, want die Bybel sê he was stripped of every weapon he had and he destroyed him in the fight against him. He took away every authority. En nou lees ek iets baie interessants. Ek wil net so 'n bietjie in die geskiedenis gou invat.
wat hierdie teksvers my soveel meer sin maak. Jy sien hoe dit gewerk het daai tyd, in die ou tyd, in the culture of the Roman Empire. When a general was particularly successful in a war, when he returned to Rome, the Senate of Rome will give him a triumph. They call it a triumph. And in this triumph, he was placed in a white chariot, pulling by white horses. All the people will line up in the streets, and this general will come in his chariot and will ride past these people, showing off that he had a triumph. And behind him, all the people, he won. Al hierdie mense wat hy die oorlog oorwin het, word vasgemaak aan kettinge, en dan word hulle met hierdie kettinge agter hom aangeloop, hulle al agter hom aan. En dan soos wat hy in hierdie wit chariot stap, of ry, het hierdie mense hom toegejuig, as die generaal, the victorious general. En hulle die mense wat hier agter geloop het, wat verslaan is, het hulle met goed gegooi, om hulle nog meer te verneder. En nou sê die Bybel vir my, as ons hierdie skrif gaan kyk, dat Jesus klim in hierdie chariot. So by the way, net interessant net, die Bybel praat van dat die engele is die chariots van God. Vir die wat nie geweet het nie. Psalm 68 sê, the chariots of God are 20,000 and even thousands of angels. En in hierdie hemelruim, in hierdie onsienlike wêreld om ons, nie net in die doderyk nie, maar in hierdie hele onsienlike realm, sit Jesus op sy chariot, en hy word met wit perde aangedryf, en agter hom loop Lucifer, die duiwel, die Satan, met al sy demone, all the principalities, defeated, bound in chains, and the whole heavenly court could see that Jesus was not only the one who had the victory, he was the one who triumphed. Jy sien, ek wil vanmôre vir julle sê, hy het nie net oorwin nie, he had triumph. He gave him the final blow. Toe hy hom in die openbaar tentoonstel. Ek wil jy moet hierdie prentjie sien vanmôre. Toe ek hierdie boodskap by God kry, toe gee God vir my die prentjie, waar die seun van God as die koning van die konings en die Here van die leerskare op die chariots ry, en die engele hom toejuig, en die engele vir hom uitroepe, die victorious, the one who triumph, en agterna kom die ou Satan met al sy demone agteraan gelope, vasgemaak. Hulle het geen mag meer nie, hulle het geen wapen meer nie, hulle het geen autoriteit meer nie. Kerk, ek wil vanmôre jy moet hoor, we don't serve a God who just had the war, who just won the war. He's the triumph one. Hy is die een wat triomfeer vanmôre oor die dood en die hel. Hy is die een wat opgestaan het die derde dag môre, vanmôre, kerk van die Here. Hy is die God van die hemel, and there's no one like him. No one can compare to our God. He didn't just defeat him, he gave him a final blow. Hy sien, ek het geboks toe ek jong was. En as ek aan die kruit geklim en dan sê my pa altyd, ek soek nie punte nie, ek soek 'n knockout. Want jy sien, punte kan jy nog sê, ja, ek weet nie so mooi, daai ref of daai judge was nou nie lekker nie,
ag dit was gekook gewees of die ouens was betaal gewees of man noem dit wat jy wil. Maar kan ek vanmôre vir jou sê, daar's niks wat met 'n knockout kan compare nie. As daai ou so met sy gesig so op die canvas val, dan is dit verby. En kan ek vanmôre vir jou sê, kerk van die Here, Jesus gave Satan the final blow. And he fell on this canvas. And he realized, I've lost everything. Because the Son of God rules over me. Die seun van God is die een wat getriomfeer het. Die seun van God is die ene wat 'n werklikheid is. Johannes 3 vers 8 sê vanmôre vir my, die B-gedeelte, hy sê, the Son of God appeared for this very reason, to destroy the works of Satan. Hy het nie net gekom om die vyand te verslaan nie. Hy het nie net gekom om 'n mooi broodjies te bak nie. Die Bybel sê, he destroyed the works of Satan. Ek wil vanmôre vir jou sê, kerk van die Here, ons het geen rede om vanmôre bang te wees nie. Ons het geen rede om vanmôre te retireer nie. Ons het geen rede vanmôre om agteruit te staan nie. Want die koning van die konings en die Here van die leerskare is vanmôre aan my kant. En hom wat hy oor getriomfeer het, is onder my voete vanmôre. Hy's vanmôre verlore, want die Bybel sê vanmôre, he destroyed the works of Satan. Romeine 6 vers 8 sê, hy sê, we know that Christ, who was brought back to life, will never die again. Death no longer has any power over him. Come on. He can never die again. Ag, ek gee nie om wat die ander mense met hulle godetjies doen wat dood is nie. Man, hulle is dood, hulle kan vir jou niks beteken nie. But my God was dead, but he's alive again. He's alive again. The stone's been rolled away. He's alive again. He's no longer in the grave. He's alive again. And I hear the angels sing. Let all the earth rejoice. He's alive. Ek wil vanmôre vir jou sê, he's alive. Hier waar ons vanmôre sit, kerk van die Here, is hy lewe hy tot in alle ewigheid en hy ken jou by jou name. Hy weet vanmôre alles van jou af. Die Bybel sê daar sal nie haar van jou hoof afval as hy dit nie weet nie. Man, elke traan wat jy stort, weet hy van. Elke bekommernis wat in jou hart is, weet hy van. Elke gedagte wat in jou dae opkom, weet hy vanmôre van. Ek wil vanmôre vir jou sê, kerk van die Here, hy gee vanmôre vir jou om hierdie God van die hemel, hierdie koning van die konings wat in die regterhand van die Vader staan, is nie 'n God wat homself verhewe stel nie. Hy's 'n God wat vanmôre sê, ek het kinders geroep, ek het hulle gewas met my bloed, ek het hulle name geskrywe in die boek van die lewe en hulle is myne, hulle behoort aan my. Vir die kerk, vir een van my vanmôre kinders van die Here, is daar net een heerser. And he rules over everything. Man, ek wil vanmôre vir u sê, ouens kan nou maar dink, hulle sit in beheer, in plekke en in lande en in governmente. But there's only one king. Hy kan homself maar president noem, I serve the king. Want hoor wat sê die Bybel? Romeine 14 vers 9 sê, want hiervoor het Christus ook gesterwe en opgestaan en weer lewend geword om oor die dode sowel as oor die lewende te heers. He rules over everything and everybody. Hulle kan niks maak as nie God dit nie toelaat nie. Ek en jy moet net vanmôre begin besef dat ons dien 'n God vanmôre wat nie net oorwin het nie, hy het getriomfeer. Ons dien 'n God vanmôre wat nie net 'n geveg aangesit nie, he gave him the final blow when he made a spectacle of him. We see John in Revelations
En terwyl op hierdie eiland van Patmos is, ek het al baie gesê, die eiland van Patmos word verklaar dat dis eintlik net 'n eiland met 'n klomp klippe op. Daar's niks, daar's nie 'n boom nie, daar's niks, dis net 'n klomp klippe. En in hierdie toestand wat hy is, weggevoer na die eiland van Patmos toe. Ek en jy sou iewester dalk in 'n hoekie gaan sit en ons polse wou sny. Om te sê, ag Here, kyk waar is ek nou vanmôre. Maar wie wat doen Johannes? Hy begin God aanbid. Hy begin God loof te midde van hierdie warmte op hierdie klippe, die son brand op hom neer. Begin hy God aanbid en die volgende oomblik hoor hy 'n stem agter hom, sê die Bybel. En toe hy omdraai, toe sien hy hom wat sit op die troon, wat sê in vers 8 van Openbaring 1, I am the Alpha and the Omega, saying the Lord, He who is, who was, and ever will be the ruler of all. He will be the ruler of all. Verse 17 say, when I saw him, I fell at his feet as if I was dead, but he laid his right hand upon me and saying, do not be afraid. I am the first and I'm the last, and I am the ever-living God. I died, but now I am alive until ages of ages, and I have the keys and the gates of hell and death. Jy sien, dis die God wat ek aanbid vanmôre. Dis wat ons vanmôre vier op hierdie opstanding Sondag. Ons het 'n God wat nie net oorwin het nie, hy het getriomfeer. En omdat hy getriomfeer het vanmôre, kind van die Here, kan ek en jy vanmôre triomfeer. Omdat hy getriomfeer het, is daar niks wat in my pad kan staan vanmôre nie. Want met my God spring ek oor 'n mure en met my God loop ek 'n bende storm, sê Dawid. Ek wil vanmôre vir jou sê, kerk van die Here, dis tyd om 'n mind change te kry vanmôre, om te kan besef die vyand kan niks aan jou doen nie, niks wat jou nie toelaat nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, kerk van die Here, dis tyd om vanmôre op te staan en te sê, Satan, lank genoeg het jy my getuister, lank genoeg het jy my probeer val, maar van hierdie dag af sal ek opstaan en ek sal jou triomfeer oor jou, soos wat Jesus vir jou voor jou triomfeer het, sal ek oor jou triomfeer. Hoekom? Want luister wat sê die Bybel. Filippense 3 vers 8 sê, ja, waarlik, ek ag ook alle skade om uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, ter wille van wie ek alles prys gegee het en as drek beskou het om Christus as wins te kry. En in hom gevind te word, nie met geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met dit wat uit die geloof in Christus is. Die geregtigheid wat uit God deur die geloof is. En dan vers 10 sê, sodat, sê net vir iemand naby jou, sodat ek hom kan ken in die krag van sy opstanding. Ek ken hom vanmôre nie ten dele nie. Ek ken hom vanmôre in die krag van sy opstanding. Ek wil vanmôre vir jou sê, kerk van die Here, elke probleem wat jy vanmôre mee sit, elke las wat jy vanmôre mee sit, elke krankheid wat jy vanmôre mee sit, Jesus het oor dit alles getriomfeer, toe hy die vyand sy final blow gegee het. As jy net vanmôre wil sê, Here, gee U 'n kans in my lewe. Here, ek sit my alles vanmôre op die altaar voor God neer. Ek buig my knieë voor God vanmôre. Ek roep U aan vanmôre as die God van die hemel. Ek roep U aan vanmôre as die triomfanklike God van die hemel. Ek wil vanmôre vir jou sê, kerk van die Here, ek en jy is tot alles in staat deur Christus Jesus wat ons die krag gee. To really comprehend this day, the Resurrection Sunday, we must know that Jesus is a triumphant one. He didn't just win. He didn't just defeat him.
He gave him the final blow. Ek wil vanmôre vir jou sê, ek weet nie van jou nie, maar ek het 'n opgewondenheid in my binneste vanmôre om te kan weet, Here, U is vanmôre die een wat getriomfeer het, en daarom kan ek met enige iets na U toe kom. Ek sluit af. Maak nie vanmôre saak hoe groot dit is nie. Ons het Vrydag het ons gehoor dat hy die exchange gemaak het. Ons het Vrydag gehoor dat hy alles wat lelik en sleg is, het op hom geneem aan die kruis van Golgotha, om my vry te maak en my los te maak, om my 'n kind van God te maak. Maar vanmôre, ek is meer dan 'n oorwinnaar deur Christus Jesus wat my die krag gee. Kom ons sluit ons oë asseblief. Ek sien toe Jesus sterf aan die kruis van Golgotha. Ek kan myself indink die gejuig in die gange van die doderyk. Toe die vyand dink hy het oorwin. Toe Jesus sy laaste asem uitblaas en hy uitroep, dit is volbring. Dis klaar, dis verby. Toe dog die vyand, ek het oorwin. Maar dank God vanmôre vir 'n oop graf. Dank God vanmôre vir 'n God wat in jou belangstel en wat in my belangstel. Dank God vanmôre vir 'n God wat getriomfeer het oor die hel en oor alles van die vyand. Ek wil vanmôre vir jou sê, dalk sit jy vanmôre hier met een of ander krisis. Dalk vertel die vyand vir jou, you're not gonna make it. Dalk sê die vyand vir jou, ek gaan jou maatjie onder jou uitruk en ek gaan jou wêreldjie mekaar laat tuimel. Maar ek het vir jou boodskap van God vanmôre. Jy kan opstaan vanmôre en sê, Here, ek sit dit nou in U hande, want U is die God wat triomfeer. Wie staan wat vanmôre net saam met my wil staan vir 'n oomblik? Steek net jou hand so na die hemel en sê, dankie Here, dat U die God is wat triomfeer. Dankie Jesus. Dankie dat U die God is wat oorwin het, Here. Oor elke werk van die vyand, Here, het U oorwin. U het die vyand verslaan. En U is die God wat lewe. Ek wil vir iemand in hierdie plek sê, vanmôre jy sit en jy's so bekommerd in jou hart oor jou toekoms. Jy weet nie wat hou jou toekoms vir jou in nie, maar ek wil vanmôre vir jou sê, die koortjie sê so mooi, because He lives, I can face tomorrow. As jy vanmôre net jou plannetjies eenkant toe skuif, as jy vanmôre net alles wat jy dink reg is eenkant toe skuif en sê, Here, vat vanmôre beheer in my lewe. Just take control in my life, oh God. Jesus, take this wheel, oh Lord. Gaan jou hele lewe verander. En jy gaan nooit weer dieselfde wees. Omdat hy leef. Omdat hy leef. Sien ek
Is hy vanmôre die God van jou hart? Het daar 'n dag in jou lewe aangebreek wat jou knie voor God gebuig het en hom aangeneem het as jou persoonlike saligmaker? Het jy hom al ooit in jou lewe ingenooi in jou hart en vir hom gesê, Here, kom bly in my hart vanmôre. Ek wil vanmôre jou uitnooi, net daar waar jy staan. As jy vanmôre dit raak, besluit na oop gebuig. As jy vanmôre staan en sê, Here, I just want to accept you as the Lord and Savior of my life. Steek jou hand in my oor, bring het vir op. En jy wil sê, Here, ek neem die vanmôre aan as my persoonlike saligmaker. Here, ek nooi U as die triomfeerende God. Nooi ek in my lewe in. Ek nooi U vanmôre in om beheer te vat oor my lewe, Here. Ek nooi U vanmôre in om bestuur my lewe te vat. Vader, ek bid vanmôre op elke man en vrou wat nou met God praat. Ek vra vanmôre, Here, dat elke in die plek vanmôre sal besef dat U is ons God en dat niemand is nie, Here.
die naam van Jesus. En ek dank U daarvoor, Here. Amen en amen. U kan sit plek en dit weer baie dankie. Wat 'n voorreg om op die opstandingsoggend aan die tafel van die Here te kan kom sit. Ek wil net besef vanmôre, hierdie is nie die tafel van die KPK Lighuis nie. Dis die tafel van die Here. Dit behoort nie aan God, kan aan my mense nie, dit behoort aan God. Jesus het dit gestel. En wat so kosbaar is dat die Bybel sê, in Johannes 5 sê, hy wat nie deel het aan die liggaam van Christus nie, hy wat nie deel het aan die nagmaal nie, het nie deel aan Christus nie. Maar jy sien vanmôre, kind van die Here, is hierdie nie 'n tafel wat ons by hoef te huil nie. Dis 'n tafel vanmôre om my te juig. Dis 'n tafel vanmôre wat ons vanmôre kan sê, Here, omdat U leef, sien ek kans vanmôre. Vanmôre sê ek vir die kerk van die Here, wanneer jy aan die tafel sit vanmôre, vat die triomfantlikheid van God in jou lewe. En wees vanmôre oorwinnaar deur Christus Jesus. Ja, amen. Wanneer jy aan die tafel vanmôre sit, dat jy vanmôre sal sê, Here, ek weet my verlosser lewe. Amen. Ek weet vanmôre God is groot en as niemand soos U nie. Desiree, Annel, melk op die tafel asseblief. Marianne, melk op die tafel asseblief. Ek wil elke keer nooi in die plek vanmôre om aan die tafel te sit. As jou kind weet waaroor gaan die nagmaal, as hy weet dat Jesus gesterf het aan die kruis van Golgotha, asseblief wat hy deel in die nagmaal. Dis nie vanmôre my kerk se nagmaal nie. Ek nooi elkeen van julle wat in hierdie plek is vanmôre om deel te hê aan die nagmaal van Jesus. Amen. Jesus sê vir sy disippels by geleentheid. Hy sê gaan nie weer aan die tafel sit of wanneer die wyn drink nie, voordat ek in die koninkryk van God is. Met ander woorde, wanneer ek vanmôre aan hierdie tafel sit, sit Jesus saam met my aan die tafel. Wanneer ek deel het aan die tafel vanmôre, het hy saam met my deel aan die tafel. En God nooi jou vanmôre om deel te kan hê. Vader, baie dankie vanmôre dat ons aan die tafel van die Here kan sit. Dankie vanmôre, Here, dat ek weet dat deur die wonder af ons genesing gekom het. Dankie dat ek weet, Here, het ons sonde weggewas, het die skuld ons kinders van U gemaak. Ek vra vanmôre, Here, dat wanneer mense aan die tafel nou sal sit, Here, wanneer hulle 'n broodjie eet, Here, dat hulle sal besef, ek is deel van Christus en Christus is deel van my. Dat hulle sal besef, Here, die woord sê, ek wil na julle toe kom en by julle kom woning maak. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Seën hierdie nagmaal in elke hart, Here. Ek vra in Jesus naam. Amen en amen. Neem hier dit sê hulle vra. Oh,
En daarom kan ons vanmôre weet, Here, my God leef en leef tot in al die ewigheid. Ek vra Here dat U met ons sal gaan, waar ons uit mekaar uitgaan, dat U ons sal vandag in die liefde en vrede, Here, bring ons op die bestemde tyd weer by mekaar. Ek bid dat die engele gaan ons beveldiging voor ons uit te trek, ons agterhoede te wees en van alle kante af in te sluit, Here. Ek bid vanmôre dat U ons sal seën, Here, waar ons gaan elkeen, Here, dat elkeen sal seën na die rykdom van U genade. En dat die guns en die genade op mense sal wees. Ek vra in Jesus naam en ek dank U daarvoor. Amen en amen. Die Here seën